Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Tel, jy het 'n major probleem. Ek is besig met die boek Spreuke, en ons beplan om klaar te maak met Spreuke hoofstuk 1. Ons gaan verder, Spreuke 1 vers 25. Nou, ek wil net weer vers 25 lees, en julle het al my raad nie opgevolg, en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Julle wou nie van my teregwysings geweet het nie. Nou sê hy vir my, nou ek lees dit in aanleiding van vers 26, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Daaroor sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sien dat Jahwe sê in Openbaring, hy lag vir die antichristiese mense by hulle ondergang. Ek sien Yahshua kom op 'n wit perd in Openbaring 19 vers 11, met 'n skare ook op wit perde, met fynrein wit klere aan. Dis die bruid wat saam met hom kom. Wanneer sy voet op die olyfberg sit en 1/3 van Israel gered word, en dan het hy 'n swaard wat hy inslaan onder hulle. Hy kom daar in Spreuke in Openbaring 15, en hy slaan die sekel onder Israel in, en hy maai hulle af. Geen gevoel nie. So hy het behaag in die ondergang. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom het hy behaag in die ondergang? Weet jy hoe die Vader en die Seun behaag in die ondergang van mense? Dis aan die eindtyd, omdat hulle die geopenbaarde woord nie wou aanvaar. Hy sê die wel aangename tye, toe ek julle besoek het, wou julle my nie ingeneem het nie. Halleluja. En dis hoe ons vanmôre nie net moet dink, dis sommer net 'n Bybelstudie oomblik nie. Hier is net 'n kwartier of 20 minute nie. Nee, hierdie is roegtyd. Hierdie is roegtyd. Hierdie kan die verskil maak as iemand vandag sterwe, of hy paradys toe gaan, en of hy in sy doderyk toe kan gaan. Hoekom? Want daar kan 'n paradigm shift gebeur, daar kan 'n total mind change kom, daar kan 'n geesverandering kom. Deur wat te doen? Deur my oor oop te maak en na die woord te luister. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. Ek lees, oralste hoor ek die mense praat, dat God is 'n God van liefde, God is 'n God van liefde, God, hy sal nie die aarde laat vergaan nie, hy sal nie mense hel toe stuur nie. Regtig? Regtig? Het jy geweet hy haat ook? Het jy geweet hy haat sonde en ongeregtigheid? En daarom sal hy hom verbly in die ondergang van die ongoddelikes. Die woord sê so. Hy sê so. Want hy het die seun, sy enigste seun gestuur, dat ek en u kan lewe. En lewe in oorvloed kan hê. En ons verfoei hom, ons stuur hom weg. Ons trap op sy bloed. Hy sê, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. En dis hoekom baie keer dan hoor ek dat ongoddelike mense sê, ek het gebid en God wou nie antwoord nie. Hoe gereeld het jy gebid? Wanneer het jy gebid? Het jy 'n verhouding soos 'n pa en 'n seun, of was dit 'n kwessie van, jy het hom net soos 'n rugbybol uit die kas uit gehaal, toe jy bietjie wou geskop het, bietjie bol gespeel het, toe wou jy dit, is dit daai tipe verhouding? Of kan u vanmôre sê, ekskuus tog, dat ek het 'n lawe haartjie hierso, kan u sê dat u 'n verhouding met Yahshua deur die Ruach HaKodesh? Dit is so belangrik. Dit is so belangrik dat ons in 'n verhouding stap. Nie net in 'n verhouding stap, in 'n verhouding lewe, elke dag. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Nou koning Salomo sê, ek sal lag. Hoekom? Want ek het julle die regte raad gegee. En jy was stubborn gewees. Julle was tradisioneel gewees. Julle het vasgehou aan die oorlewering van die ou mense. Ek gaan lag as die bespotting op julle kom en die verskrikking kom. Ek gaan lag daaroor. Dis wat hy sê. Hy sê vers 27, as julle verskrikking kom soos 'n onweer,
en julle ondergang soos 'n stormwind aankom. Jog, dis verskriklik. As benoudheid en angs julle oorval. Hierdie is goed wat ek sien in die lewe van Jafashua waar hy met Israel deel. Hy met sy volk deel, want die woord sê hy het na sy volk gekom, Israel. 2 jaar van sy 3 jaar aardse bediening, bedien hy net na Israel toe. En hy sien hierdie dinge, dat hulle hom nie wil aanneem nie. Hulle sê, kruisig hom, ons ken hom nie, ons is nie, laat sy bloed op ons en ons kinders, ons nageslagte wees. Hy is nie ons Messias nie, hy is nie ons redder nie. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, in die groot verdrukking. Hy praat met Israel. En julle ondergang soos 'n stormwind aankom. En benoudheid en angs julle sal oorval. En vanmôre kyk ek na die skrif ook in die lewe van Jafashua. Wanneer hy deur die Ruach spreek in hierdie 21ste eeu in ons eie lewens in. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, as dit kom, dan wil ons skree, Here help, o God help.